Goeiedag graad 12 leerders, welkom by vandag se geografieles. My naam is Rina van Heerden. Hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag se les handel oor die nywerheidsontwikkelingszones en die ruimtelike ontwikkelingsinisiatiewe. Aan die einde van hierdie les behoort jy in staat te wees om jou voorgeskrewe nywerheidsontwikkelingszone, naamlik die Dube Handelshawe, te ken, as ook die Maputo ontwikkelingskorridor. Hierdie onderwerpe moet jy die definisie ken van elkeen, as ook die verskil tussen 'n nywerheidsontwikkelingszone en 'n ruimtelike ontwikkelingsinisiatief. Jy moet hulle op 'n kaart kan identifiseer, jy moet dus hulle ligging op 'n kaart kan identifiseer. Jy moet kan noem wat is die faktore wat hulle elkeen se ligging beïnvloed. Jy moet ook inligting hê oor die faktore wat elkeen van hierdie die belangrikste nywerheidsaktiwiteite in elkeen van hierdie zones, as ook die faktore wat die ontwikkeling van elkeen van hulle, die Dube Handelshawe en die Maputo ontwikkelingskorridor bevoordeel as ook benadeel, en dan gaan ons kyk na die ekonomiese en die sosiale impak wat beide van hierdie strategieë het op Suid-Afrika. Vir die voorkennis wil ek julle net weer daaraan herinner dat die sekondêre sektor verwys na daardie deel van die ekonomie wat betrokke is by die verwerking van grondstowwe. Met ander woorde, ek vat grondstowwe uit die primêre sektor en ek verwerk dit na afgewerkte of half afgewerkte produkte. So dit het te doen met die verwerking. Die belangrikste kenmerke van die sekondêre sektor is dit verwerk en vervaardig enige produk. Dit vat grondstowwe uit die primêre sektor, met ander woorde uit mynbou, landbou, vissery en bosbou, en dan gaan dit na fabrieke of nywerhede waar dit verwerk word na 'n nuwe produk of 'n bruikbare produk. Indien hierdie plaasvind, sê ons daar word waarde toegevoeg. Hy kry waarde. In sy oorspronklike vorm, as jy hom is hy van geen waarde. Die oomblik as ek hom in 'n fabriek insit en hulle maak iets van hom, is ek besig om hom te verwerk. Met ander woorde, hy kry meer waarde. Voorbeeld, ek het koring wat ek gaan oes. Daardie koring moet verwerk word in meel, sodat ek 'n brood kan hê. Soos wat hy daar is op die land, het hy vir my geen waarde. Ek moet hom oes, ek moet hom verwerk, sodat ek 'n finale produk daarvan kan maak. Voorbeelde van bedrywe is voedselverwerking, byvoorbeeld 'n meule, soos ons nou gesien het met die meel, bottellering, wanneer ek iets bottel, of suiwelprodukte wat ek verwerk. Tekstiel en klerebedryf, waar hulle materiaal maak en daarna maak hulle klere daarmee, of enige motorvervaardiging soos Mercedes-Benz in Oos-London of Toyota in Durban, of chemiese industrie wat ek het by Richards Bay, se chemikalie en Sasol. Yster en staal bedrywighede in ArcelorMittal en Vanderbijlpark. Wat is die rol in die ekonomie van die sekondêre sektor? Baie belangrik, onthou dis altyd amper jou eerste opsie. Dit skep werksgeleenthede. Mense word gebruik, vaardig en halfvaardige werkers om hierdie verwerking te doen. Dit dra by tot die land se BBP, die bruto binnelandse produk. Dit stimuleer die tersiêre sektor. Daardie vervaardigde produk moet by die verbruiker uitkom
En dis waar die tersiêre sektor inkom. Hy neem daardie verwerkte produk en hy maak seker hy kom by die verbruiker uit. Ons kan selfs hierdie finale goedere uitvoer, wat beteken Suid-Afrika kry buitelandse valuta. Die liggingsfaktore wat dit beïnvloed, dit moet naby aan grondstowwe en markte wees. Dit moet darm daar wees dat dit toegang tot vervoer en hawens kan hê. Ons moet gaan kyk waar is daar die nodige arbeid vir hierdie produkte, infrastruktuur. Jy het elektrisiteit, water, paaie en tegnologie nodig om hierdie verwerking te laat plaasvind. Kom ons kyk gou na hierdie voorkennisaktiwiteit. As al die vrae op die skerm verskyn, dan stop jy die video, dan probeer jy self die antwoorde doen. Daarna sal ons vir jou die antwoorde gee. Vraag 1, wat beteken die term sekondêre sektor? Noem een voorbeeld van 'n grondstof wat waarde kry in die sekondêre sektor. Gee 2 voorbeelde van nywerhede in die sekondêre sektor. Hoe dra die sekondêre sektor by tot die land se ekonomie? Watter sektore verskaf die grondstowwe vir die sekondêre sektor? Noem een liggingsfaktor wat die ontwikkeling van die sekondêre sektor beïnvloed. En watter sektor word deur die sekondêre sektor gestimuleer? Ons gaan nou na die antwoorde kyk. Nommer 1, wat is die sekondêre sektor? Die deel van die ekonomie waar grondstowwe in afgewerkte of half afgewerkte produkte verwerk word. Gee 'n voorbeeld, so jy kan enige ander voorbeeld gebruik, solank dit net min of meer lyk soos hierdie een, daai een wat ons gesê het, jy het koring, wat die grondstof is, die meel is die verwerking en die brood is die afgewerkte produk. Enige nywerhede, voorbeeld hier is die motorvervaardiging en voedselverwerking, jy kan hê klere en tekstiel ook. Dit dra by tot die land se ekonomie omdat dit werksgeleenthede gee en dit dra by tot die bruto binnelandse produk. Die primêre sektor verskaf die grondstowwe. Nabyheid aan grondstowwe of markte sal die ligging bepaal. En watter faktor, die laaste vraag is die tersiêre sektor, handel, vervoer en dienste. Goed, die terminologie wat belangrik is vir hierdie les, is die definisie van 'n nywerheidsontwikkelingszone, is 'n spesiale gebied naby hawens of plekke waar nywerhede ontwikkel om uitvoere te bevorder. 'n Spesiale gebied naby aan 'n hawe of 'n strategiese plek waar nywerhede ontwikkel en die hoofdoel daarvan is om uit te voer. Dit is hoekom hy naby 'n hawe is. 'n Ruimtelike ontwikkelingsinisiatief, die regeringsprojekte om ontwikkeling te konsentreer in sekere korridors of streke met die doel om groei en beleggings te trek. Wat is 'n korridor? Is 'n strook land wat ontwikkel word langs belangrike vervoerroetes soos 'n hoofpad, 'n spoorlyn of 'n rivier wat verskillende dorpe en stede se nywerheidsgebiede met mekaar verbind. So hierdie beteken dis 'n projek waar daar ontwikkeling gekonsentreer is langs belangrike vervoerroetes met die doel om groei en beleggings te trek. Maak seker jy ken jou definisies, want dit tel 2 punte. Nou kom ons gaan kyk na die nywerheidsontwikkelingszones en die ruimtelike ontwikkelingsinisiatief. Die definisies, die nywerheidsgebied fokus op binnelandse en buitelandse beleggings, waar ware toegevoegde produkte en uitvoergerigte vervaardiging plaasvind. 'n Ruimtelike ontwikkelingsinisiatief, dis 'n vervoer en kommunikasieskakel tussen belangrike industriële gebiede, metropolitaanse gebiede en hawens. Produkte gaan via vervoer vanaf die industriële gebied na die hawe toe. Dis daardie korridor wat hulle ontwikkel.
Wat is die verskil tussen 'n NOS en 'n ROI? 'n NOS is soos 'n spesiale fabriek of 'n nywerheidszone wat vir uitvoer ontwikkel. Dis basies soos 'n estate waar in plaas van wooneenhede wat jy het, het jy fabrieke wat in so 'n afgemerkte gebied voorkom. Die ROI of in Engels die SDI is 'n hele streek of 'n korridor wat ekonomies ontwikkel word met infrastruktuur en beleggingsprojekte. So 'n nywerheidsontwikkelingszone is 'n afgekordonde gebied, 'n area wat toe is waar daar in steede van huise is daar fabrieke. Die ruimtelike ontwikkelingsinisiatief is 'n pad, soos die N4 wat van die nywerheidsgebied afloop en hy gaan na 'n hawe toe en oral langs die pad het ek ekonomiese ontwikkeling wat plaasvind. Goed, die Dubai Handelshawe, daar is sy ligging. Dis daai hele area rondom Durban. Hierdie hele gebied hier langs die N2 is die Dubai Handelshawe. Hy is geleë by die King Shaka internasionale lughawe wat 30 km van die Durban hawe is. Hy is 90 km van die Richards Bay hawe en daar is 'n internasionale lughawe, 'n vragterminaal, met ander woorde waar hulle vragte het, wat hulle bagasie het of waar hulle produkte het, hy het pakhuiskantore en 'n landbouzone. Hy is daar, dis hierdie area, daar is hy, die Dubai Handelshawe, en in hierdie, dis 'n afgekordonde gebied, daar sien julle die gebouetjies, dis oralse fabrieke, waar verskillende produkte wat in en uit gaan gestoor word. Om dit is ook landbougebiede, waar landbouprodukte verplant word of aangeplant word, en dan word dit verwerk om uit te voer. Alles so naby as moontlik aan die uitvoerhawe te wees. Faktore wat die ligging beïnvloed, hy het 'n uiters doeltreffende infrastruktuur. Met ander woorde, die N2 is natuurlik die roete hier snelweg, waar die mense die trokke kan maklik beweeg tussen die hawe en die nywerheidsontwikkelingsstreek. 'n Goeie ondersteuningsdienste voorsiening en beskikbare aansporings gee besighede 'n mededingende voordeel. Jy het by aansporing, met ander woorde, daar is vir jou een of ander aansporing met minder belasting of minder uitgawes aan vervoer, en ondersteuningsdienste, daar's paaie, daar's elektrisiteit wat jou daai voordeel gee. Daar's 'n internasionale lughawe met 'n 3700,3,7 meter aanloopbaan, wat vragterminaal, bederfbare sentrum en 2 seehawens insluit. Met ander woorde, jy kan lekker in en uitvoer. Daar's 'n groot vragkorridor tussen Gauteng en die hawens van Durban en Richards Bay. Die N3 snelweg vervoer produkte vanaf Gauteng tot in Durban. Dis sentraal tot die Durban Metropolis hektaar grond. Dit word omring deur landbougrond waar mense boer. Die regering ondersteun hierdie inisiatief. Met ander woorde, daar is moontlik geld betrokke. Belangrikste nywerheidsaktiwiteit. Nou, wat is die produkte wat hier verwerk word of gestoor word of wat in en uitgevoer word? Ons het dis die veiligste vragterminaal in Afrika. Hy's direk gekoppel aan die King Shaka internasionale lughawe, baie belangrik. Deur 'n lughawe gaan daar nie net mense nie, daar gaan ook goedere in en uit. Daar is die Dubai Trade Zone, wat 'n toegewyde ligte nywerheidsgebied is, wat hoë waardevervaardiging en samestelling ondersteun, en hy
is besig, hy huisves maatskappye soos Samsung Electronics, ons almal ken 'n Samsung televisie of 'n foon, Rossi Suid-Afrika en Zhangze Optical Fiber en kabels wat jou internet is daarso. Dan is die Dubai Agrizone fasiliteer die teeling, verpakking en verspreiding van hoëware bederfbare produkte en tuinprodukte. Ek praat van kunsmis, ek praat van kompos, ek praat van enige bederfbare produk soos suikerriet of suiker. Die Dubai Agri Lab is 'n mikropropagasiefasaliteit wat hoë kwaliteit, siektevrye plante deur steriele weefselkultuur produseer. Geneties gemodifiseerde kos byvoorbeeld word dit gedoen daar. Dan is 'n farmaseutiese aanleg wat biosimilars vir kanker en auto-immuunbehandelings vervaardig. Met ander woorde, medisyne, Cipla, se biotech, dit word ook daarso geproduseer. Of hulle doen die toetse daarvoor en stel die medikasie saam. Die Automotive Supplier Park bied 'n unieke besigheidsomgewing vir ondernemings wat betrokke is in die vervaardiging van motoronderdele en oorspronklike toerusting. So jou Toyota fabriek byvoorbeeld is daar naby geleë. Die Dubai iConnect verskaf toegewyde inligtingstegnologie en telekommunikasienetwerk aan die handelshawe. In ander woorde, alles wat jy nodig het om met die buitewêreld te kommunikeer is daar, en die eksterne maatskappye wat in die sone bedryf. Byvoorbeeld jou wolkdienste, in Engels is dit jou cloud services, jou streekdataopberging en jou rampherstel. Goed, nou gaan ons kyk na die faktore wat die ontwikkeling bevoordeel. Strategiese ligging soos ons gesê het. Hy's naby die internasionale lughawe vir hierdie in- en uitvoere. Daar's goed ontwikkelde paaie, spoorlyne en 'n lughaweverbinding. Jou buitelandse beleggings kry belastingvoordele en ander ekonomiese aansporings om hulle aan te moedig om te belê in een van daardie fabrieke of industrieë. Dit trek verskeie ander sektore aan en verminder die risiko van afhanklikheid van een bedryf. Met ander woorde, as ek die motorvervaardigingsbedryf daar het, moet ek 'n bandefabriek, ek moet 'n sitplekfabriek, ek moet 'n materiaalfabriek, alles daar naby hê. So met ander woorde, jy's nie afhanklik net van een bedryf nie. Dis naby 'n gebied soos Durban vir die geskoolde en ongeskoolde arbeid. Die lugvragterminale en seehawens maak dit maklik om goedere vinnig uit te voer na die buiteland toe. Ons is steeds by die faktore wat ontwikkeling bevoordeel. Belegging in infrastruktuur en maatskappye word deur die provinsiale en die nasionale regering ondersteun. Jy wil belê in die paaie of die spoorlyne. Wat benadeel die Dubai handelshawe? Kontantvloei. Met ander woorde, daar is nie genoeg geld nie. Dis 'n belemmerende faktor. Hulle het nie genoeg geld nie. Dan kan hy slegs in 'n paar streke naby die lughawe of die seehawe geleë wees. Hy's beperk basies met hy moet naby die lughawe en die hawe wees. Die aard van die ondersteuning in die verlede wat daartoe gelei dat die regering klem op infrastruktuur plaas, terwyl ander kritieke ondersteuningsareas geïgnoreer is. Hulle het net gefokus om infrastruktuur te ontwikkel. Hulle het nie mooi gaan kyk na ander areas waar daar ondersteuning nodig is nie. Daar was tog voorbeelde van swak beplanning en koördinering onder hierdie nywerheidsontwikkelingsinisiatiewe en hulle het nie aandag gegee aan die langtermynplan nie. Wat is die ekonomiese impak? Baie belangrik, iets wat jy altyd eers neerskryf, werksgeleenthede vir nywerhede. 'n Verdienste potensiaal neem toe,
Dit wil sê armoede word verlig, mense het die geleentheid om geld in te bring. As armoede verlig is, kan hy vir hom kos koop en 'n huis koop, met ander woorde, sy lewensgehalte gaan toeneem. Hy leer 'n vaardigheid aan. Ons leer hom 'n vaardigheid. Mense het toegang tot hulpbronne. Dit bevorder die ontwikkeling van nuwe en bestaande infrastruktuur. Jou paaie word verbeter, jou paaie word breër, né? En dan gee dit jou toegang tot verskillende markte en dit help met ekonomiese opheffing. Dit bevorder plaaslike en internasionale handel, doeltreffende vervoernetwerk om grondstowwe en klaarprodukte te vervoer, weereens werksgeleenthede. Daar's buitelandse beleggings vir die vervaardigingssektor en ons bevorder invoere en uitvoere, wat beteken ons kry buitelandse valuta. Sosiale impak. Hy skep werk, met ander woorde, mense kan 'n inkomste verdien. Met ander woorde, die koopkrag, die werker het geld ontvang, hy het meer geld, so hy kan meer koop. Hy gaan nie net by een koop nie, hy gaan by meer as een plek koop, met ander woorde, die vermenigvuldiger effek gaan hierby baat. Dit verbeter mense se lewensgehalte, hulle kan nou in hulle basiese behoeftes voorsien. Weereens, hy leer 'n vaardigheid aan, infrastruktuurontwikkeling, meer mediese dienste, beter paaie. Dit kan toerisme lok na hierdie areas, wat weer 'n ander beleggingsmoontlikheid daar gee en mense kan meer werk hê. Ons stap nou oor na die Maputo ontwikkelingskorridor. Waar is hy geleë? Hier kan jy sien, ek het Mpumalanga, ek het die noordelike provinsie, ek het Gauteng. En hier het ek Maputo. Maputo is in Mosambiek. So, ek het nou trokke, ek gaan net gou terug. Hier is die hawe, hier is Gauteng met al sy fabrieke, en hierdie korridor noem ons die N4 snelweg. Hy kom trokke gaan van Maputo af op die N4 na Johannesburg toe. Produkte, vervaardigde goedere word hier opgelaai. Hy is weer terug op die N4 en hy gaan Maputo toe. So dis hierdie korridor, hierdie vervoernetwerk. En oral waar hierdie trokbestuurders stop, wil hulle kos koop of hulle wil oorslaap, al daardie besighede baat hierby. Faktore wat die ligging beïnvloed, uit 'n strategiese ligging. Verbind Suid-Afrika se industriële hartland, wat Gauteng is, Mpumalanga en Limpopo, met die hawe van Maputo in Mosambiek. Goeie infrastruktuur, ons sit met die N4 snelweg. 'n Opgegradeerde N4 tolpad, wat Johannesburg en Pretoria direk verbind met Maputo, maar daar's ook 'n spoorlyn tussen Suid-Afrika en Maputo wat reggemaak is vir groot maatvrag soos steenkool, minerale en landbouprodukte. Daar's 'n sterk ekonomiese basis. Die korridor bied hulpbronryke streke. Met ander woorde, langs daardie korridor het ons steenkool. Ons het krom, ons het ystererts, daar's sitrus, daar's suiker. So al hierdie minerale kan ook gebruik maak van daardie korridor. Dis 'n industriële spulpunt in Gauteng en Mpumalanga, wat hoë vraag na uitvoer en invoer logistieke genereer. Met ander woorde, logistiek beteken die vervoer van produkte van een punt na 'n ander punt. Dit lok beleggings in mynbou, landbou, vervaardiging en toerisme. Faktore wat die ligging beïnvloed steeds, regering en streekondersteuning. Daar is tog ondersteuning vanaf die regering en die provinsiale ondersteuning. Dan is dit die Suid-Afrikaanse regering, Mosambiek en die Eswatini regerings wat beleide en ooreenkomste het en almal baat hierby.
Privaat openbare vennootskappe, byvoorbeeld jou paaie, jou tolpaaie wat behoort aan trek, as ook jou gesamentlike hawe bestuur. Suid-Afrika en Mosambiek kan saamwerk om die hawe te bestuur en beleggings aan te moedig. Dit bevorder die streeksintegrasie tussen die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap. Hierdie buurlande werk nou saam op 'n gemeenskaplike doel. Steeds by die faktore wat die ligging beïnvloed, marktoegang en handelsgeleenthede. Langs die korridor is daar geleenthede vir handel. Daardie trokbestuurders moet iewers stop langs die pad. Hulle wil badkamer toe gaan, hulle wil eet. Met ander woorde, hulle ondersteun die plaaslike gemeenskappe langs die korridor. Dit maak Mosambiek se hawens oop vir landomringde dele van Suid-Afrika. Suid-Afrika het provinsies wat nie langs die see geleë is nie. Ons noem hulle landlocked. Hulle is landomring. Met ander woorde, nou kan Suid-Afrika, nou kan daardie provinsies ook toegang tot 'n hawe hê deur Mosambiek. Met ander woorde, Durban en die Richards Bay hawe is nie meer so besig nie, want hy vat die druk van hulle af. En dit skep geleenthede vir streek en internasionale handel. Handel tussen die twee lande kan plaasvind. Die toerismepotensiaal, die korridor loop deur gebiede met 'n hoë toerismepotensiaal, byvoorbeeld Kreerwoudtuin, Maputo se strande, kulturele besienswaardighede. En met ander woorde, dis nie net die fabrieke of die trokke wat hierdie paai gebruik nie, dis ook die toeriste. Met ander woorde, dit verbeter toegang vir toeriste en dit bevorder streeksekonomie. Met ander woorde, jou toeriste spandeer geld. Hulle spandeer geld in daai streek waar hulle is en daar kom geld in. Nywerheidsaktiwiteite, hulle voer steenkool uit vanaf Mpumalanga en Limpopo by daardie hawe. Krom, ystererts, mangaan en ferrolegerings word na die hawe van Maputo vervoer. Dan het ons ook nog, ek het net gou na die eerste een toe gaan, die staal en ferrokroom smelters in Mpumalanga gebruik die korridor. Die sitrus, Mpumalanga, daai gedeeltes van Mpumalanga het baie sitrus en suiker, dan ook katoenhout en tuinbrouprodukte van Mpumalanga en Limpopo gaan ook in en uit by daardie hawe. Asook jou motoronderdele, masjinerie en verbruikersgoedere beweeg alles langs hierdie korridor. En daar is vir jou 'n voorbeeld van die hawe met al die stoor fasiliteite. Hierdie is die Maputo hawe. Dan het ons ook pakhuisdienste, vragmotors, skoonmaak en versendingsdienste en enige ander hawe verwante nywerheid. Onthou, daar is skepe breek of skepe moet gebou word, so dit sal ook dan daar wees. Wat bevoordeel alles die Maputo korridor? Dit verskaf die kortste, mees direkte uitvoerroete vir binnelandse nywerhede. Die N4 tolpad en die opgegradeerde spoorlyn ondersteun doeltreffende vervoer van goedere. So ek het die N4 tolpad daar. Ek het 'n hulpbronryke streek. Daar's verskriklik baie hulpbronne soos steenkool, krom, ystererts ensovoorts en landbouprodukte in daardie area wat dan ook hierdie korridor gaan gebruik. Daar's samewerking tussen Suid-Afrika, Mosambiek en Eswatini. Handels- en markgeleenthede, daar's 'n geleentheid om handel te dryf, waarom Mosambiek en Suid-Afrika en oorseese lande is my mark. En soos ons gesê het, toerismepotensiaal van die Kreerwoudtuin en die strande van Mosambiek. Wat verhinder faktore? Faktore wat ons het wat dit verhinder. 'n Spoorwegnetwerk is nie ten volle betroubaar nie. Dan is daar verkeersopeenhopings en ondoeltreffendheid by die hawe. Jy gaan nou vir jou foto wys van hoe ver hierdie trokke kan staan om te wag om deur die grenspos te gaan. Onvoldoende fasiliteite by die grensposte, Komatipoort en Rezano Garcia.
veroorsaak lang vertragings. Daardie trokke kan tot partykeer 2 dae wag om deur die grenspos en die hawe te gaan. En dan die N4 se tolgelde is verskriklik duur. Daar's tot 'n tolhek wat oor die R100 is. En dan hoë hawetariewe in vergelyking met Durban en Richards Bay kan mense hulle is nie baie gretig om dan te handel te dryf nie. Dan is dit bureaukrasie en korrupsie by grensposte, mense wat mense omkoop om deur te gaan, 'n gebrek aan konsekwente beleidsimplementering. Partykeer sal Suid-Afrika meer die beleid implementeer as Mosambiek. Swak afdwinning van beleggingsooreenkomste, daar's niemand wat dit bestuur nie. Jy kry misdaad, jy kry vragmotorkapings op hierdie pad. Onrus en onstabiliteit soms in Mosambiek ontwrig die vervoer. Baie beleggings bevoordeel groot buitelandse maatskappye eerder as plaaslike gemeenskap. En dan is daar wel 'n gebrek aan vaardigheidsontwikkeling en werkskepping in sommige gebiede langs die korridor wat nog moet gebeur. Mynbou en industriële ontwikkeling veroorsaak omgewingsagteruitgang. Hulle grou, hulle maak die hele area net baie lelik. Swak omgewingsbestuur kan die langtermyn volhoubaarheid beperk. Mense gaan nie vir lank daar ry nie. En hierdie is 'n voorbeeld van die grenspos. Hier kan jy sien en daai toue staan vir kilometers lank om daarin te gaan. Ekonomiese impak. Dit verhoog die uitvoer van steenkool en al daai produkte via die hawe van Maputo. Dit wil sê buitelandse beleggings word gelok, buitelandse beleggings betaal in buitelandse geld. Die N4 tolpad wat opgegradeer word en die spoorweg, as ook die hawe, het vervoer maak die doeltreffendheid van vervoer beter. Dit skep vervoerstakels wat koste en tyd vir besighede verminder, omdat ons net nou gesê dinge gaan vinniger, jy kan meer geld maak. Dan werksgeleenthede in konstruksie. Daardie persone wat daardie paaie moes bou en die paaie moes vergroot, is in die plaaslike omgewing gebruik. So met ander woorde, jy het vir daardie plekke langs die korridor het ons werk gegee en hulle kon hulle lewenskwaliteit verbeter, né? Klein en medium groot ondernemings het gegroei. 'n Klein garage waar die trokke moet stop is nou 'n groter garage. Hy het groter geword. Ook dit stimuleer groei in verskeie ander sektore. Mynbou. Hoe meer ons uitvoer, hoe meer kan hulle myn. Vervaardiging. Hoe meer ons uitvoer, hoe meer moet vervaardig word, né? Met ander woorde, hulle maak ook geld. Dit verminder, soos ons net nou gesê, die afhanklikheid van Suid-Afrika se Durban en Richards Bay hawe. Daar's sterk ekonomiese bande tussen Suid-Afrika, Mosambiek en Eswatini. En dit bevorder grens oorskridende handel binne die SAOG-streek. Dit bevorder oor die grenshandel onder hierdie SAOG-streke. Sosiale impak, baie belangrik, die eerste een, skep werk. So, werksgeleenthede, skole en gesondheidsorg kon verbeter, want die mense bly daar, hulle kry nou 'n inkomste. Verhoogde sakeaktiwiteite lei tot die groei van korridordorpe, byvoorbeeld Komatipoort, Nelspruit, Maputo het gegroei, dis nou lewe, daar's besigheidsgeleenthede. Toerisme kon uitbrei. Nou dis ook jou toeriste wat daardie paaie gebruik en dit het gemeenskapsvoordele. Dan is daar ook opleidingsgeleenthede. Hulle moes daai mense vaardighede leer in logistiek en bou. So daai mense langs die korridor het 'n vaardigheid aangeleer. As hulle werk het, verminder werkloosheid en armoede daal. Belegging in vervoer en handel moedig die ontwikkeling van die bankwese. Hoe tel het nou daar oopgemaak, né? Daai mense moet nou 'n bankrekening kry. Daar's selfs
onderwys nou in hierdie klein dorpies wat gebeur het? Wat is 'n sosiale impak wat nou wel 'n uitdaging is wat negatief is, né? Sommige gemeenskappe is uitgesluit. As jy te ver van die korridor af is, kon jy nie voordeel trek hieruit nie. 'n Grondpryse styg en verstedeliking kan jou arm inwoners op sy stoot. Jou arm inwoners, ewe skielik maak party mense meer geld. Hoe groter die vraag, hoe hoër die prys, so party van jou inwoners gaan steeds arm bly. Ons het omgewingsskade as gevolg van die mynbou, wat natuurlik na die tyd herstel moet word. En dan moet jy onthou, ons ry oor 'n grens. Ja, oor die grens vragmotorvervoer veroorsaak die risiko van siekteverspreidings. Met ander woorde, 'n persoon wat siek is in Mosambiek kan dit Suid-Afrika toe bring. Hier is vir jou 'n huiswerkaktiwiteit waar ek vir jou 'n infografika gee hier en jy gebruik die infografika om hierdie vrae te beantwoord. As jy die vrae kan ken, kan jy baie doen. Goed, wanneer jy studeer, wat is dit? Waar is dit? Wanneer kom dit voor? Wie word geaffekteer? Hoekom vind dit plaas? Dan die volgende les gaan ons aandag gee aan die tersiêre sektor en die informele sektor. Baie dankie dat jy na hierdie les gekyk het. Ons sien jou 'n volgende keer. Totsiens.